Ok julle, ons is nou klaar met Samuel. Ons gaan nou begin met die eerste boek van Konings, vanaf hoofstuk 1. Die ouderdom van Dawid, Salomo word as sy opvolger aangestel. Toe koning Dawid oud en ver op sy dae was, het hulle hom met komberse toegemaak, maar hy kon nie warm word nie. En sy dienaars sê aan hom, laat hulle vir my heer, die koning, 'n jong meisie soek, dat sy voor die koning kan staan en vir hom 'n verpleegster wees en in u skoot lê. Dan sal my heer, die koning, warm word. Hulle het toe in die hele grondgebied van Israel 'n mooi meisie gesoek en Abisag die Sunamitiese gevind en haar by die koning gebring. En die meisie was besonder mooi en sy was vir die koning 'n verpleegster en het hom bedien. Maar die koning het geen gemeenskap met haar gehad nie. Intussen het Adonia, die seun van Hagit, so vermetel om te dink, ek sal koning word, en hy het vir hom waans en perderuiters aangeskaf, 50 man wat voor hom uitgeloop. En sy vader het hom sy lewe lank nie gekrenk deur te sê nie, waarom maak jy so? Bovendien was hy ook baie mooi van gestalte, en sy moeder het hom na Absalom gebaar. En hy het met Joab, die seun van Seruja, onderhandel en met Abiatar, die priester, sodat hulle gehelp het as volgelinge van Adonia. Maar Sadok, die priester, en Benaja, die seun van Jojoda, en Nathan, die profeet van Simei, en Rai en die helde van Dawid, het nie met Adonia saamgestem nie. En Adonia het kleinvee en beeste, vetgemaakte vee geslag by die klip van Solet, wat langs die fontein Roggel staan, en al sy broers, die seun van die koning, en al die manne van Juda, die dienaars van die koning, genooi. Maar Nathan, die profeet, en Benaja, en die helde, en sy broer Salomo, het hy nie genooi nie. Toe sê Nathan vir Batseba, die moeder van Salomo, het u nie gehoor dat Adonia, die seun van Hagit, koning geword het, sonder dat ons heer Dawid dit weet nie? Kom dan nou, laat ek u tog raad gee, dat u lewe en die lewe van u seun Salomo kan red. Gaan en tree binne by koning Dawid en sê vir hom, het u nie my heer die koning vir u dienares gesweer en gesê nie, u seun Salomo sal sekerlik koning word, na my, en hy sal op die troon sit. Waarom het Adonia dan koning geword? Kyk, terwyl u daar nog met die koning spreek, sal ek agter u inkom en u woorde aanvul. Daarop het Batseba ingegaan na die koning in die kamer, terwyl die koning baie oud was, en Abisag, die Sunamitiese, die koning bedien. En Batseba het gebuig en neergeval voor die koning. Toe sê die koning, wat wil u hê? En sy antwoord hom, my heer, u het by die hemelse Vader, u God, vir u dienares gesweer, u seun Salomo sal sekerlik na my koning word, en hy sal op my troon sit. Maar kyk, nou het Adonia die koning geword, sonder dat u my heer die koning dit weet, want hy het beeste en vetgemaakte vee en kleinvee en menigte geslag en al die seuns van die koning en Abiatar, die priester, en Joab, die leerowerste genooi, maar u dienaar Salomo het hy nie genooi nie, maar op u, my heer, die koning, is die oë van die hele Israel, om hulle te kenne te gee, wie op die troon van my heer, die koning, na hom sal sit. Anders sal dit gebeur, sodra my heer, koning met sy vaders ontslaap het, dat ek en my seun Salomo vir misdadigers gehou sal word. En kyk, terwyl sy nog met die koning spreek, kom die profeet Nathan in. En hulle het die koning te kenne gegee en gesê, daar is Nathan, die profeet. Toe kom hy voor die koning en buig hom voor die koning
met sy aangesig na die aarde toe. En Natan sê, my heer die koning, het u gesê Adonia sal na my koning word, en hy sal op my troon sit, want hy het vandag gegaan, en beeste en vetgemaakte vee, en klein vee in 'n menigte geslag, en al die seuns van die koning, en die leeroowerstes van Abiatar, die priester genooi, en kyk, hulle eet, en drink voor hom, en sê, mag koning Adonia lewe. Maar my, u dienaar, en Sadok die priester, en Benaja, die seun van Jojada, en Salomo, u dienaar, het hy nie genooi nie. As hierdie saak van my heer die koning uitgegaan het, dan het u aan u dienaars nie bekend gemaak wie op die troon van my heer die koning na hom sal sit nie. Daarop antwoord koning Dawid en sê, roep Batseba vir my, en sy het ingekom en voor die koning gaan staan. Toe sweer die koning en sê, so waar as wat die hemelse Vader leef, wat my uit al die benoudheid verlos het, sekerlik soos ek u by die hemelse Vader, die God van Israel, gesweer het en gesê het, dat u seun Salomo na my koning moet word, en hy op die troon moet sit, in my plek, sekerlik so doen ek vandag nog. En Batseba het met die aangesig na die aarde gebuig en voor die koning neergeval en gesê, mag my heer die koning Dawid vir ewig leef. Verder het koning Dawid gesê, roep vir my vir Sadok, die priester, en Natan, die profeet, en Benaja, die seun van Jojada. Toe kom hulle in voor die koning. En die koning sê vir hulle, neem die dienaars van julle heer met julle saam, en laat my seun Salomo op my eie myl ry, en bring hom af na Gibeon toe. En laat Sadok die priester, en Natan die profeet, hom daar as koning oor Israel salf. En julle moet op die ramshoring blaas, en sê, mag koning Salomo lewe. Dan moet julle agter hom optrek, dat hy kan inkom en op my troon sit, want hy moet koning wees in my plek. En ek het hom aangestel om 'n vors oor Israel en Juda te wees. Toe antwoord Benaja, die seun van Jojada, die koning, en sê, Amen, mag die hemelse Vader, die God van my heer, die koning, ook so sê. So het die hemelse Vader met my heer, die koning, was, mag hy so met Salomo wees, en mag hy sy troon groter maak as die troon van my heer, die koning Dawid. Toe het Sadok, die priester, afgegaan, saam met Natan, die profeet, en Benaja, die seun van Jojada, en die Kreti, en die Pleti, en hulle het Salomo laat ry op die myl van die koning Dawid, en hom na Gibeon gebring, en die priester Sadok het die horing met olie uit die tent geneem, en Salomo gesalf, en hulle het op die ramshoring geblaas, en die hele volk het gesê, mag koning Salomo lewe. Toe gaan die hele volk op agter hom aan, terwyl die volk op die fluitte speel, en hulle verheug met groot blydskap, sodat die aarde geskeur het van hulle geluid. En Adonia het dit gehoor, en al die genooides wat by hom was, toe hulle net klaar geëet het. Joab het ook die geluid van die ramshoring gehoor en gesê, waarom is die geluid van die stad so rumoerig? Terwyl hy nog spreek, kom Jonathan, die seun van die priester Abiatar, daaraan. En Adonia sê, kom in, want jy is 'n wakker man, en bring 'n goeie boodskap. Maar Jonathan antwoord Adonia en sê, ja, maar ons heer, die koning Dawid, het Salomo koning gemaak. En die koning het Sadok, die priester, en Natan, die profeet, en Benaja, die seun van Jojada, en die Kreti en die Pleti, met hom saamgestuur. En hulle het hom op die koning se myl laat ry. En Sadok die priester en Natan die profeet het hom in Gibeon as koning gesalf, en daarvandaan het hulle met blydskap opgetrek, sodat die stad opgewonde geraak het, en dit is die geluid wat julle gehoor het. En ook het Salomo op die koninklike troon gaan sit. Bovendien het die dienaars van die koning gekom, om ons heer koning Dawid geluk te wens met die woorde, mag u God
die naam van Salomo beter maak as u naam en sy troon groter maak as u troon. Toe het die koning op die bed aanbid. En die koning het ook so gesê, geseënd is die hemelse Vader, die God van Israel, wat vandag gegee het, dat een op my troon sit, terwyl my oë dit sien. Terwyl het al die genooides wat by Adonia was, verskrik opgestaan en elkeen sy pad gegaan. Maar Adonia was bevrees vir Salomo en het opgestaan en heen gegaan en die horings van die altaar vasgehou. Toe is daar aan Salomo meegedeel en gesê, kyk, Adonia is bevrees vir koning Salomo, en kyk, hy hou die horings van die altaar vas, en sê, laat koning Salomo eers van my sweer, dat hy sy dienaars nie met die swaard sal ombring nie. Daarom sê Salomo, as hy 'n betroubare man sal wees, sal geen haar van hom op die aarde val nie, maar as daar kwaad in hom gevind word, moet hy sterwe. En koning Salomo het gestuur, en hulle het hom van die altaar afgebring, en hy het ingekom en hom voor die koning Salomo neergebuig. En Salomo het vir hom gesê, gaan na jou huis. Tot sover. Hoofstuk 2, die laaste bevele van Dawid en sy dood. En toe die dae van Dawid naderkom, dat hy sou sterwe, het hy sy seun Salomo bevel gegee en gesê, ek gaan heen op die weg van die hele aarde, wees dan sterk en word 'n man, en onderhou die ordinge van die hemelse Vader jou God, deur te wandel in sy weë, deur sy insettinge, sy gebooie en sy verordeninge en sy getuienisse te onderhou, soos geskrywe is in die wet van Moses, sodat jy voorspoedig kan uitvoer alles wat jy doen en alles waartoe jy jou begewe, sodat die hemelse Vader sy woord mag vervul, wat hy oor my gespreek het, naamlik, as jou seuns ag gee op hulle weg deur voor my aangesig getrou te wandel, met hulle hele hart en met hulle hele siel, dan sal daar nie vir jou 'n man op die troon van Israel ontbreek nie. En jy weet ook self wat Joab, die seun van Seruja, my aangedoen het, wat hy die 2 leerowerstes van Israel, Abner, die seun van Ner, en Amasa, die seun van Jeter, aangedoen het, hoe hy hulle vermoor en oorlogsbloed in die vredestyd vergiet het, sodat hy die gord wat om sy heupe en die skoene wat aan sy voete was, met oorlogsbloed bevlek het. Handel dan na jou wysheid en die grys hare moet jy nie met vrede in die doderyk laat neerdal nie. Maar aan die seuns Barsilea en Galdiet moet jy guns bewys, en hulle moet onder die wat aan jou tafel eet, want so het hulle na my toe aangekom, toe ek vir jou broer Absalom gevlug het. Verder is daar by jou Simei, die seun van Gera, die Benjaminiet uit Baharim. Hy naamlik het my gevloek, met 'n ewige vloek, die dag toe ek na Mahanaim gegaan het, en hy het afgekom om my te ontmoet by die Jordaan, sodat ek vir hom by die hemelse Vader gesweer het en gesê het, ek sal jou nie met die swaard doodmaak nie. Maar nou moet jy hom nie ongestraf laat bly nie, want jy is 'n wyse man, daarom sal jy weet wat jy hom moet aandoen, dat jy sy grys hare met bloed in die doderyk laat neerdal. Toe het Dawid ontslaap met sy vaders, en hy is begrawe in die stad van Dawid. En die dae van Dawid wat oor Israel geregeer het, was 40 jaar. In Hebron het hy 7 jaar geregeer, in Jerusalem het hy 33 jaar geregeer. Die straf van Adonia, Abiatar en Joab en Simei vanaf vers 12. En daarna het Salomo op die troon van sy vader Dawid gaan sit, en sy koningskap is goed bevestig. Toe kom Adonia, die seun van Hagit, na Batseba, die moeder van Salomo, en sy vra, is jou koms vrede? En hy antwoord, vrede. Verder sê hy, ek het die woord vir u, en sy antwoord spreek, en hy sê, u weet dat die koningskap myne was, en die hele Israel in sy aangesig op
my gerig het, dat ek koning sou word, maar die koningskap het oorgegaan en my broer sin geword, want deur die Hemelse Vader was dit vir hom bestem. En nou doen ek een versoek aan u, wys my nie af nie. En sy antwoord hom, spreek. Toe sê hy, spreek tog met koning Salomo, want hy sal u nie afwys nie, dat hy Abisag, die Sunamitiese, aan my as vrou moet gee. En Batseba sê, goed, ek sal met die koning oor jou spreek. En Batseba het dan ingegaan na die koning Salomo en met hom oor Adonia te spreek, het die koning opgestaan om haar te ontmoet en voor haar te buig. Daarna het hy op sy troon gaan sit en vir die moeder van die koning 'n stoel laat neersit en sy het aan sy regterhand plaas geneem. Toe sê sy, een klein versoek doen ek aan u, wys my nie af nie, en die koning antwoord haar, vra my moeder, want ek sal u nie afwys nie. En sy sê, laat Abisag, die Sunamitiese vrou, aan u broer Adonia as 'n vrou gegee word. Daarop antwoord die koning Salomo en sê aan sy moeder, maar waarom vra Abisag die Sunamitiese vrou vir Adonia? Vra ook die koningskap vir hom, want hy is my broer, wat ouer is as ek, ja, vir hom en vir Abiatar die priester, en vir Joab, die seun van Seruia. En koning Salomo het gesweer by die Hemelse Vader en gesê, mag God so aan my doen, en so daaraan toedoen sekerlik. Adonia het hierdie woorde ten koste van sy lewe gespreek, en nou so waar as die Hemelse Vader leef, wat my bevestig het en my op die troon van my vader Dawid laat sit en vir my 'n huis gestig het, volgens sy belofte, Adonia sal sekerlik vandag gedood word. Daarop het koning Salomo gestuur deur die diens van Benaja, die seun van Jehoiada, en hy het hom aangeval, sodat hy gesterf het. En van Abiatar die priester sê die koning, gaan na Anatot op jou grond, want jy verdien die dood. Maar vandag sal ek jou nie doodmaak nie, omdat jy die ark van die Hemelse Vader voor my vader Dawid gedra het, en omdat jy deelgenoot was van alles wat van my vader gelei het. So het Salomo Abiatar verdrywe, sodat hy nie meer priester van die Hemelse Vader was nie, en om die woord van die Hemelse Vader te vervul, wat hy oor die huis van Eli in Silo gespreek het. Toe die gerig by Joab kom, want Joab was aan die kant van Adonia, alhoewel hy nie aan die kant van Absalom was nie, het Joab gevlug na die tent van die Hemelse Vader en die horings van die altaar vasgehou. En aan koning Salomo is meegedeel dat Joab het gevlug na die tent van die Hemelse Vader en kyk, daar is hy by die altaar. Toe laat Salomo aan Benaja, die seun van Jehoiada, weet, gaan heen, val hom aan. Daarop het Benjana by die tent van die Hemelse Vader gekom en vir hom gesê, so spreek die koning, kom uit. Maar hy sê, nee, want hier wil ek sterf. En Benjana het die koning 'n antwoord gebring en gesê, so het Joab gespreek en so het hy my geantwoord. Toe beveel die koning hom, doen soos hy gespreek het, val hom aan en begrawe hom, sodat jy die onskuldige bloed van Joab vergiet het, en van my en my vader se huis af verwyder, en dat die Hemelse Vader sy bloed op sy eie hoof laat neerkom, omdat hy op 2 manne regverdiger en beter as hy aangeval het en hulle met die swaard vermoor het, sonder medewete van my vader Dawid. Abner, die seun van Ner, die leerowerste van Israel, en Amasa, die seun van Jeter, die leerowerste van Juda, en dat hulle bloed op die hoof van Joab en op die hoof van sy nageslag vir ewig kan neerkom. Maar Dawid en sy nageslag en sy huis en sy troon vrede kan hê van die Hemelse Vader tot in ewigheid. Toe het Benaja, die seun van Jehoiada, opgegaan en hom aangeval en hom gedood,
en hy is begrawe in sy huis in die woestyn. Daarop het die koning Benaja, die seun van Jehoiada, in sy plek oor die leer aangestel, en Sadok die priester het die koning aangestel in die plek van Abjatar. En verder het die koning Semai laat roep en vir hom gesê, bou vir jou 'n huis in Jerusalem, en jy moet daar woon, en jy mag daarvandaan nie uitgaan nêrens heen nie. Die dag dat jy uitgaan en oor die spruit van Kidron trek, moet jy voorwaar weet dat jy sekerlik sal sterwe. Jou bloed sal op jou hoof wees. En Semai sê vir die koning, dit is goed, soos my heer die koning gespreek het. So sal u dienaar doen. En Semai het baie dae in Jerusalem gebly, maar aan die einde van 3 jaar het 2 van Semai se slawe weggeloop na Agis, die seun van Maga, die koning van Gat, en aan Semai is meegedeel en gesê, jou slawe is daar in Gat. Toe maak Semai klaar, sal sy esel op en vertrek na Gat, na Agis toe, om sy slawe te soek, en Semai het gegaan en sy slawe van Gat afgebring. Maar aan Salomo is meegedeel dat Semai uit Jerusalem na Gat weggegaan het en teruggekom het. Daarop laat die koning Semai roep en hy sê vir hom, het ek jou nie by die Hemelse Vader besweer en jou gewaarsku nie en gesê dat die dag dat jy uitgaan ergens heen trek, moet jy voorwaar weet dat jy sekerlik sal sterwe. En jy het aan my gesê, dit is goed, ek het gehoor. Waarom het jy dan die eed by die Hemelse Vader en die gebod wat ek jou opgelê het, nie gehou nie? Verder sê die koning vir Semai, jy ken self al die boosheid waar jou hart van weet, wat jy my vader Dawid aangedoen het. Daarom laat die Hemelse Vader jou boosheid op jou eie hoof neerkom, maar mag koning Salomo geseënd wees en die troon van Dawid bevestig word voor die aangesig van die Hemelse Vader tot in ewigheid. Daarop gee die koning bevel dat Benaja die seun van Jehoiada en het uitgegaan en hom aangeval sodat hy gesterf het. En die koningskap is bevestig in die hand van Salomo. Tot sover. Hoofstuk 3. Salomo sy huwelik, sy droomgesig in Gibeon, hy vra en verkry wysheid. En Salomo het hom verswaar met Farao, die koning van Egipte. Hy het naamlik 'n dogter van Farao geneem en haar in die stad van Dawid ingebring, totdat hy met die bou van sy huis en die huis van die Hemelse Vader en die muur van Jerusalem rondom klaar sou wees. Aanleerlik het die volk gedurig op die hoogtes geoffer, omdat tot op daardie dae daar geen huis vir die naam van die Hemelse Vader gebou was nie. En Salomo het die Hemelse Vader liefgehad deur in die insettinge van sy vader Dawid te wandel, en hy het net gedurig op die hoogtes geoffer en rook laat opgaan. En die koning het na Gibeon gegaan om daar te offer, omdat dit die vernaamste hoogte was. 1000 brandoffers het Salomo op daardie altaar geoffer. Toe verskyn die Hemelse Vader in Gibeon in die nagtelike droom aan Salomo, en God het gesê, begeer wat ek jou moet gee. En Salomo sê, u het aan u knegt, my vader Dawid, 'n groot guns bewys, net soos hy voor u aangesig gewandel het, in trou en die geregtigheid en in ongeregtigheid van hart met u. En u het vir hom hierdie groot guns bewaar, dat u hom 'n seun gegee het, wat op sy troon soos dit vandag is. Nou dan, Hemelse Vader, my God, u het 'n knegt koning gemaak, u in my vader Dawid se plek, maar ek is 'n jong seun, ek weet nie om uit of in te gaan nie. En u knegt is midde onder u volk wat u verkies het, 'n groot volk wat nie getel of bereken kan word nie, weens die menigte nie. Gee dus aan u knegt opmerksame hart om reg te spreek oor u volk, om tussen goed en kwaad te onderskei,
want wie sou hierdie talryke volk van U kan regeer? En dit was so goed in die oë van die hemelse Vader, dat Salomo dit begeer het. En God het vir hom gesê, omdat jy hierdie versoek gedoen het, en nie vir jou 'n lang lewe begeer het, en nie vir jou rykdom nie, begeer het nie, en die lewe van jou vyande begeer het nie, maar vir jou verstand begeer het, om regsake te verhoor. En so doen ek dan volgens jou woord. Kyk, ek gee jou 'n wyse en verstandige hart, sodat een soos jy voor jou nie gewees het nie, en een soos jy na jou nie sal opstaan nie. Ja, selfs wat jy nie begeer het nie, sal ek jou gee, rykdom sowel as eer, sodat onder die konings niemand soos jy sal wees al die dae nie. En as jy in my weer wandel, deur my insettinge en my gebooie te onderhou, soos jou vader Dawid gewandel het, dan sal ek jou dae verleng. Toe word Salomo wakker, en dit was 'n droom. Daarop het hy Jerusalem gekom, en voor die verbondsark van die hemelse Vader gaan staan, en brandoffers gebring en dankoffers berei, en 'n maaltyd vir al sy dienaars aangerig. In die tyd kom daar 2 vroue wat hoere was, na die koning, en hulle gaan voor hom staan. En die een vrou sê, ag my Heer, ek en hierdie vrou woon in een huis, en ek het by haar in die huis gebaar, en op die 3de dag na my bevalling het hierdie vrou ook gebaar, terwyl ons saam was. Niemand anders was by ons in die huis nie, maar net ons 2 in die huis. En die seun van hierdie vrou het in die nag gesterwe, omdat sy op hom gelê het. Toe staan sy in die middel van die nag op, en neem my seun langs my weg, terwyl die dienares slaap. En sy het hom in haar skoot neergelê, maar haar dooie seun in my skoot neergelê. Toe ek die môre opstaan om my seun te soog, was hy dood, maar in die môre het ek hom goed bekyk, en dit was nie my seun wat ek gebaar het nie. Maar die ander vrou sê, nee, maar die lewendige is my seun, en die dooie is jou seun. Maar die eerste sê, nee, maar die dooie is jou seun, en die lewendige is my seun. So het hulle dan voor die koning gestry. Toe dink die koning, die een sê, dit is my seun, die lewendige, en jou seun, die dooie. En die ander sê, nee, maar die dooie is jou seun, en die lewendige is my seun. Daarop gee die koning bevel, bring vir my 'n swaard, en hulle het die swaard voor die koning gebring, en vir die koning gesê, sny die lewendige kind in 2 stukke, en gee die helfte aan die een, en die helfte aan die ander. Maar die vrou, wie se kind die lewendige was, het met die koning gespreek, wat binneste haar ontroerd oor die seun, het sy gesê, ag my Heer, gee haar die lewendige kind, en maak hom tog nie dood nie, terwyl die ander een gesê het, hy sal myne, en ook nie joune wees nie, sny hom deur. Toe antwoord die koning, en sê, gee haar lewendige kind, en maak hom in geen geval dood nie, sy is die moeder. En die hele Israel het gehoor van die vonnis van die koning uitgespreek het, en was bevrees vir die koning, want hulle het gesien, dat daar goddelike wysheid in sy binneste was, om reg te doen. Tot sover. Hoofstuk 4, die vernaamste amptenare van Salomo, sy koninklike weelde, mag en rykdom. So was koning Salomo dan koning oor die hele Israel, en dit was sy hoofamptenare. Asaria, die seun van Sadok, was die priester, Elihoref, en Ahia, die seuns van Sissa, was skrywers. Josafat, die seun van Ahilud, was kanselier, en Benaja, die seun van Jojada, was oor die leer, en Sadok en Abiatar was priesters. En Asaria, die seun van Nathan, was oor die bestuurders, en Sabut, die seun van Nathan, 'n priester, was die vriend van die koning. En Ahisar was oor die paleis, en Adoniram,
die seun van Abda, was oor die dwangarbeid. Verder het Salomo oor die hele Israel 12 bestuurders gehad, wat die koning en sy paleis onderhou het. Elkeen het vir 'n maand in die jaar die onderhoud op hom gehad. En dit is die name: Ben-Hur op die gebergte van Efraim, Ben-Deker in Makas en in Salbim, Ben-Semes en Elon Bet-Hanan. Bet-Hesed en Arobot hy het Sogo en die hele land Hefer gehad. Ben-Abinadab, die hele hoofveld van Dor, hy het Tafat, die dogter van Salomo, as vrou gehad. Bana, die seun van Elud, het gehad Tanach en Megiddo, en die hele Bet-Sean, wat langs Sartan, onderkant Jesreel lê, van Bet-Sean, af tot Abel Mehola, tot verby Jokomeam. Ben-Gerber was in Ramot in Gilead, en hy het die dorpe van Jaar, die seun van Manasse gehad, wat in Gilead lê. Hy het die landstreek Argob gehad, wat in Basan lê. 60 groot stede met mure en kopergrendels. Ahinadab, die seun van Idu, was in Manaheim. Ahimaas in Naftali, hy het ook 'n dogter van Salomo, Basmat, as vrou geneem. Bana, die seun van Husai, was in Asser en in Alot. Josafat, die seun van Poraag, in Isaskar. Semai, die seun van Ela, in Benjamin. Geber, die seun van Uri, in die land van Gilead, die land van Sion, die koning van die Amorite, en van Og, die koning van Basan, en hy was die enigste bestuurder in die land. Juda en Israel was talryk, soos die sand wat aan die seestrand is, in menigte. Hulle het geëet en gedrink en was bly. Verder was Salomo heerser oor die koninkryke van die Eufraat af, tot by die land van die Filistyne, en tot by die grens van Egipte. Hulle het belasting aangebring, en Salomo gedien, al die dae van sy lewe. En Salomo se voedsel vir een dag was 30 kor fynmeel en 60 kor meel. 10 vetgemaakte beeste en 20 veldbeeste en 100 stuks vee, behalwe die takbokke en die gemsbokke en gestippelde takbokke en vetgemaakte gaanse, want hy het geheers oor alles wes van Eufraat en Tifsag af tot by Gaza, en oor al die konings wes van die Eufraat. En vrede gehad aan al die kante rondom, sodat Juda en Israel veilig gewoon het, elkeen onder sy wingerdstok en onder sy vyeboom, van Dan tot by Berseba, al die dae van Salomo. Verder het Salomo 40.000 krippe gehad vir sy trekperde en 12.000 ryperde. En daardie bestuurders het elkeen in sy maand koning Salomo onderhou, en almal wat aan die tafel van koning Salomo kom, hulle het niks laat kort kom nie. En die gars en die strooi vir die perde en die renperde het hulle gebring op die plek waar dit moes wees, elkeen volgens hulle orde. Wysheid van Salomo vanaf vers 29. En God het aan Salomo wysheid gegee en baie groot verstand en ruimte vir insig soos die sand wat aan die see strand lê, sodat die wysheid van Salomo groter was as die wysheid van al die kinders van die ooste en as al die wysheid van Egipte. Ja, hy was wyser as al die mense as Etan, Esraïd en Heman en Kalkol en Darda, die seuns van Mahol, sodat hy beroemd was onder al die nasies rondom. En hy het 3000 spreuke uitgespreek, en al die liedere was 1005. En hy het oor die bome gespreek, van die seder op Libanon tot in die hisop teen die muur
uitspreid op. Ook het hy gespreek oor die oor die vee en oor die voëls en oor die kruipende diere en oor die visse. En van al die volke het hulle gekom om na die wysheid van Salomo te luister en van al die konings van die aarde wat hy van wysheid gehoor. Tot sover. Hoofstuk 5. Salomo sluit 'n verbond met Hiram, die koning van Tyrus, en tref voorbereidsels vir die bou van die tempel. En Hiram, die koning van Tyrus, het sy dienaars na Salomo gestuur, omdat hy gehoor het dat hulle hom in sy vader se plek as koning gesalf het, want Hiram was altyd 'n vriend van Dawid. Daarop laat Salomo aan Hiram weet, U weet self dat my vader Dawid geen huis vir die naam van die Hemelse Vader sy God kon bou nie, vanweë die oorlog waarmee hulle hom omring het, tot dat die Hemelse Vader hulle onder sy voetsool gebring het. Maar nou het die Hemelse Vader my God my rus gegee rondom, daar is geen teestanders en daar is geen onheil wat dreig nie. En kyk, ek is van plan om vir die naam van die Hemelse Vader my God 'n huis te bou, soos die Hemelse Vader met my vader Dawid gespreek het en gesê, jou seun wat ek in jou plek op jou troon sal sit, hy sal die huis vir my 'n naam bou. Gee dan nou bevel dat hulle vir jou seders uit Libanon kap en laat my dienaars saam met u dienaars wees, en die loon van die dienaars sal ek gee, net soos u sê, want u weet self dat onder ons niemand is wat verstaan om bome te kap, soos die Sidoniërs nie. Net toe Hiram die woorde van Salomo hoor, was hy baie bly en gesê, geseënd is die Hemelse Vader vandag, wat vir Dawid 'n wyse seun gegee het oor hierdie groot volk. Daarop laat Hiram aan Salomo weet, ek het gehoor wat u my laat weet het, ek sal doen alles wat u verlang in sake die sederhout en die sipreshout. My dienaar sal dit van Libanon af na die see afbring, en ek sal daar vlotte van maak en op die see tot by die plek wat u my sal laat weet, en ek sal dit daar uitmekaar laat neem, en dan ook uit u dit laat wegneem, en u moet doen wat ek verlang deur voedsel aan my huis te lewer. So het Hiram dan aan Salomo sederhout en sipreshout gelewer, soveel as wat hy wou hê. Terwyl Salomo aan Hiram gelewer het 20.000 koring as voedsel vir sy huis en 20 kor uitgestampte olie. So het Salomo aan Hiram jaar vir jaar gelewer. En die Hemelse Vader het Salomo wysheid gegee volgens die belofte, en daar was vrede tussen Hiram en Salomo, en hulle twee het 'n verbond gesluit. Verder het koning Salomo uit die hele Israel die dwangarbeiders laat opkom, sodat die dwangarbeiders 30.000 man was, en hy het hulle gestuur na Libanon, 10.000 elke maand by beurte. 1 maand was hulle op die Libanon, 2 maande tuis, en Adoniram was oor die dwangarbeid. Salomo het ook 70.000 draers en 80.000 klipkappers op die gebergte gehad, behalwe die hoofopsigters van Salomo wat oor die werk was, 3.300 wat bevel gevoer het oor die mense wat die werk doen. En die koning het bevel gegee om groot kosbare klippe uit te breek om van die fundament van die huis met gekapte klip te lê. En die bouers van Salomo het die bouers van Hiram en die Gibeeliete het gekap en die boomstamme en die klippe bewerk om die huis te bou. Tot sover.